Ek wil hierdie oomblikie vat en ek wil graag vir julle op hierdie baie spesiale Sondag, voor ek julle in die naam van ons Here Jesus Christus groet, wil ek julle gou 'n hoog liturgiese groet vir Sondag, Opstandingssondag leer. Julle ken hom dalk. Een persoon sê Jesus het opgestaan en die ander persoon antwoord waarlik hy het opgestaan. Het julle hom? Okay. Oefen gou op mekaar. Sê gou vir die persoon langs jou, Jesus het opgestaan, en dan antwoord jy, waarlik, hy het opgestaan. Nee, julle raak te vinnig stil. Gee my 'n kans om die woord oop te maak. So groet ek julle vanoggend. Jesus het opgestaan. Halleluja. Ons skriflesing vanoggend kom uit die Evangelie van Lukas en ek gaan twee gedeeltes, een uit Lukas, een uit Johannes, oor dieselfde gebeurtenis lees, maar julle sal sien hoekom ek dit wil doen vanoggend. So daar staan geskryf in Lukas 24, Dou voor dag op die Sondagoggend het die vroue na die graf toegegaan met die aromatiese olie wat hulle voorberei het. Daar aangekom, kry hulle die steen weggerol van die ingang van die grotgraf af. Hulle het ingegaan, maar nie die liggaam van die Here Jesus daar gekry nie. Hulle was heeltemal uit die veld geslaan daaroor. Skielik staan daar tussen hulle twee mans met helder blink klere aan. Die vroue was verskrik en hulle gesigte afgebuig grond toe. Die mans sê vir hulle, waarom soek julle die lewende tussen die lyke? Hy is nie meer hier nie, maar is opgewek. Onthou julle, toe hy met julle gepraat het, toe hy nog in Galilea was en gesê het, die seun van die mens moet oorgelewer word en in die hande van die sondige mense, gekruisig word en op die derde dag weer opstaan. Hulle het toe sy woorde onthou en teruggedraai van die graf af en al hierdie dinge aan die 11 en al die ander vertel. Die vroue was Maria Magdalena, Johanna, Maria, die ma van Jakobus en die ander vroue saam met hulle. Hulle het hierdie dinge aan die apostels gaan vertel. En dan wil ek vir ons lees uit Johannes vanaf vers 19. Johannes 19 vanaf vers 41 en dan in hoofstuk 20 in. Op die plek waar Jesus gekruisig is, was 'n tuin en in die tuin 'n nuwe graf waarin nog niemand begrawe was nie. Met die oog op die Joodse dag van voorbereiding en omdat die graf naby was, het hulle Jesus daar neergelê. Vroeg die Sondagoggend, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf aan en merk op dat die klip voor die graf weggerol is. Sy hardloop toe en kom by Simon Petrus en die liefling disipel aan en sê vir hulle het die Here uit die graf weggeneem en ons weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Petrus en die ander disipel het uitgekom en na die graf toe gehardloop. Die twee het saam gehardloop, maar die ander disipel het vinniger as Petrus gehardloop en eerste by die graf aangekom. Toe hy vooroor buig, sien hy net die linnedoeke daar lê, maar hy het nie ingegaan nie. Simon Petrus kom na hom ook daar aangekom en by die graf ingegaan. Hy sien toe ook die linnedoeke daar lê en die kopdoek wat om Jesus se kop was. Die kopdoek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was eenkant opgerol. Daarna het die ander disipel wat eerste by die graf aangekom het, ook ingegaan, gesien en geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan dat Jesus uit die dood moet opstaan nie. Daarna het die disipels weer teruggegaan huis toe. Maria het buite die graf gestaan en huil. En terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk en in die graf ingekyk.
Sy sien toe 2 engele met wit klere aan wat sit op dieselfde plek waar die liggaam van Jesus gelê het. Een op die kopkant en een aan die voetekant. Hulle vra haar, vrou, waarom huil jy? Sy antwoord hulle, hulle het my Here weggeneem en ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en Jesus daar sien staan, maar sy het nie besef dat dit Jesus was nie. En Jesus sê vir haar, vrou, waarom huil jy? Wie soek jy? Sy het aangeneem dit is die tuinwerker en het vir hom gesê, meneer, as u hom weggedraai het, sê asseblief vir my waar u hom neergelê het en ek sal hom gaan haal. En Jesus sê vir haar, Maria. Sy draai om en sê vir hom in Aramees, Rabboni, wat beteken leermeester. Jesus sê toe vir haar, moenie aan my raak nie, want ek het nog nie na die Vader opgevaar nie. Gaan na my broers en vertel vir hulle, ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God toe, wat ook julle God is. Maria Magdalena het die boodskap aan Jesus se disippels gaan oordra. Ek het die Here gesien. Sy het ook vertel wat hy vir haar gesê het. Dit is die woord van die Here. Mag hy dit tot ons harte seën. Here, mag die woorde van my mond en die oordeenking van my hart vir u aanneemlik wees. Redder en Here. Amen. Terwyl ek en Cindy 1 jaar op vakansie was in Kaapstad, bevind ons onsself in een van die mooiste tuine wat ek ooit gesien het. En dit is die Kirstenbosch Nasionale Botaniese Tuin. En soos die noodlot dit wil hê en behaag het, was daar 'n uitstalling van bonsai bome. En dit waaraan ons gaan verkyk en verlustig het. Daar was bome van verskillende groottes, soorte, kleure, forme en ouderdomme. Ek was soos 'n spreekwoordelike kind in 'n lekker goedwinkel. En soos julle kan aflaai, hou ek nogal van bonsai bome. Maar ek hou ook baie van 'n pragtige tuin. En wat kan lekkerder wees as om jou Bybel vroegoggend met 'n koppie goeie, regte, egte koffie in die hand in 'n pragtige tuin te gaan lees. Ek kan nie in 'n pragtige tuin bid nie, want daar's te veel goed wat my aandag aftrek. Dan sit 'n voeltjie en dan sit 'n blommetjie en dan sit 'n gogga en dan sit 'n allerlei goeters. Maar om daar te sit en net daai tuin te waardeer en die woord van die Here te wees. Nou, alhoewel ek nie van tuin maak hou nie en ek doen dit nog selfs minder, is 'n pragtige tuin vir my iets om oor liries te raak. En het jy geweet dat ons pelgrimstog deur Paasfees hierdie naweek ons deur 3 tuine geneem het? En daarom vanoggend wil ek hê ons moet gaan stil staan in een van daardie tuine. Gedurende Paasfees bevind ek myself deur hierdie 3 tuine te besin en in my geestesoog gaan ervaar ek weer die gebeure en die ervarings van Jesus se lyding, sy kruisiging en sy opstanding. Om opnuut die ervarings en die diepgaande betekenis van die passie van Christus te besef en saam met sy disippels te kan verklaar en nederig te kan bely, Jesus Christus, die Lam van God, gekruisig en uit die dood opgewek vir my, 'n sondaar mens. Ja, alhoewel ons vanoggend, soos ek gesê het, in een van daardie tuine gaan vertoef, wil ek baie kortliks die ander 2 tuine noem. Want hierdie 3 tuine hou met mekaar verband. Ons kan nie deur die een loop sonder om deur die ander een te loop nie. So die eerste tuin waaraan ons baie vinnig en onmiddellik dink is, watter een? Die tuin van Getsemane, absoluut. En hier ervaar ons en oordenk ons Jesus se angs en sy bedroefheid voor sy arrestasie, sy verhoor en sy gevolglike kruisiging. Die tweede
tuin, waaraan ons kan dink, is 'n welbekende tuin, maar dis nie 'n tuin wat ons sommer met Paasfees assosieer nie. Maar, om werklik die implikasie van Goeie Vrydag en Paasfees as 'n geheel te verstaan en te besef, moet ons in hierdie tuin gaan stil staan. Wanneer ek Goeie Vrydag oordenk, soos dit in die sakrament van die nagmaal vir ons voorgestel word, dan vra ek myself ook die vraag af, want ek sien dit so duidelik, hoekom bloed? Hoekom bloed? Hoekom is daar soveel bloed in Paasfees? Nou die gedagte is dat die gebruik van bloed sy oorsprong het ten tye van die Exodus, omdat die Israeliete in daardie tyd voor hulle uit Israel gevlug het, vrygelaat is, die bloed van 'n lam op die deurkusyne geverf het. Julle onthou dit? En so kom Jesus met sy kruisiging en hy vervul hierdie bloedvergieting tot die Allerhoogste deur sy bloed as die versoeningslam te vergiet en sodoende sy lewe vir ons redding en ons saligheid op te offer. Nou, hierdie is nie verkeerde opmerkings nie, en is almal 100% reg, maar dit beantwoord nie ons vraag hoekom bloed volledig nie. En daarom moet ons na hierdie ander tuin toe gaan. Want daar lê 'n antwoord in daardie tuin. En dit is die antieke tuin van Eden. En daar's 'n oombliekie in hierdie tuin, net nadat God sy uitspraak aan Adam en Eva gee om uit die tuin verban te word, en net voordat hulle uit die tuin uitstap, is daar een versie wat ons lees hom mis. Ons mis wat daar staan, want in Genesis 3 vers 21, luister hier, onthou nou, ek sê weer, dit is net nadat God vir Adam en Eva gesê het, julle gaan uit die tuin uitgaan, en dit is net voor hulle uit die tuin uitstap, gebeur die volgende. Toe het die Here vir die mens en sy vrou klere van vel gemaak en hulle dit laat aantrek. Waar kry God die vel vandaan? Dit was die vel van 'n dier. En ek is vas oortuig, dit was die vel van 'n lam gewees. Of 2. Een vel vir Adam, een vel vir Eva. Met ander woorde, hierdie is die eerste opgetekende bloedvergieting vir die vergelding van sonde. En wie doen die bloedvergieting? God homself. God is die een. Hy is die eerste een om bloed te vergiet, om die mens se sonde toe te maak en te vergeld. En daarom bloed in die Paasfees. Dit is waar die bloed in die Paasfees vandaan kom. En dit is hoekom Jesus dan ook vir ons sy bloed kom vergiet het. En dit bring my nou vanoggend by ons derde tuin. Die tuin waar ek en jy vanoggend moet kom stil staan. Op hierdie opstandingssondag bevind ons onsself in hierdie tuin. Nou, die Bybel benoem nie hierdie tuin nie, maar ons lees in Johannes 19 vers 41, by die plek waar Jesus gekruisig is, was daar 'n tuin, en in die tuin 'n nuwe graf. Nou ek hou daarvan om hierdie tuin die Golgotha tuin te noem. Dit is die tuin langs Golgotha waar die graf van Josef van Arimatea was, en dit is die graf waarin Jesus gelê is. En net soos die vroue daardie eerste opstandingsoggend vroeg Sondagmôre na die Golgotha tuin betree het, kom vertoef ek en jy ook vanoggend in hierdie tuin, want daar's 'n vraag wat ek en jy moet antwoord, net soos daardie vroue daardie oggend 'n vraag moes beantwoord.
Dit is dieselfde vraag wat die engele in Lukas 24 aan die vroue gestel het, toe hulle die leë graf ingegaan het. En net so in die Golgotha tuin, besin ek en jy vanoggend die vraag, wie soek jy? Wie soek julle? Die evangelie van Lukas stel duidelik dat die vroue met 'n doel na die graf toe gekom het. Hulle wou Jesus se liggaam kom versorg met reukolie en kruie. Met ander woorde, hulle was voorberei om Jesus te kom besoek in die graf. Dat hulle reukolie en kruie na die graf toe bring, spreek van 'n doelgerigtheid, dit spreek van 'n gereedheid, dit spreek van 'n voorbereiding. En die vroue kom soekend na die graf in die hoop en die verwagting om Jesus se liggaam daar te kry. Die apostel Johannes skryf vir ons dat Maria Magdalena by die graf staan en huil, omdat sy Jesus se liggaam nie daar gekry het nie. En daar waar sy liggaam moet wees, waar sy verwag het sou wees, is niks, net lappe. Die einste lappe waarmee hulle Jesus se liggaam Vrydag toegedraai het en hom in daardie graf neergelê het. En Maria en Magdalena neem aan dat iemand Jesus se liggaam geneem het en iewers anders gaan begrawe het, en dit ontstel haar geweldig. Sy wonder, waar is Jesus? Waar is my Here, my leermeester? En sy is so ontstel dat sy nie eers die opgestane, opgewekte Jesus herken nie, toe hy reg voor haar staan nie. Sy dink hy is die tuinier, sy dink hy is iemand anders, en daarom vra Jesus vir haar, wie soek jy? En dis eers wanneer Jesus haar aanspreek, wanneer Jesus haar naam roep, dat sy hom herken, en dat sy na die oomblik onthou wat hy vir hulle gesê het, dat sy sy lering onthou, dat hy uit die dood opgewek sal word, en hy uit die graf opgestaan het. En tog wonder ek, hoekom? Hoekom het Maria nie vir Jesus herken nie? Was dit die trane in haar oë, wat haar sig belemmer het? Was dit omdat sy so hartseer was en haar rou oor Jesus se dood, of dat die ontdekking van die leë graf, dat sy liggaam nie meer daar is nie, dat haar aandag heeltemal afgelei is? Ek dink nie so nie. Ek is nie oortuig hiervan nie, want Maria en die ander vroue kom na die graf toe met 'n voorbereide reukolie en kruie. Hulle kom met 'n doel na die graf toe. Hulle was gereed om Jesus daar te vind. Maar al klaar het ons weer 'n probleem hierso, want dit dui op 'n verkeerde soeke na Jesus. Maria en die vroue kom soek verkeerd na Jesus. En ek wil so ver gaan as om te sê, hulle kom soek die verkeerde Jesus. Wat ek verduidelik. Jesus, vir wie Maria en die ander vroue kom soek, is die Jesus in die graf. Hulle kom soek die Jesus, wie se liggaam hulle in lappe Vrydag toegedraai het en in 'n graf neergelê het. Nou ek en jy het die voordeel van terugkyk. En ons weet, maar dit is die verkeerde Jesus, né? Die regte Jesus, wie hulle eintlik moes kom soek het, is die lewende Jesus wat uit die graf opgestaan het en uit die dood opgewek is. Dit is eintlik vir wie hulle kom soek. En is dit nie ek en jou ervaring in Paasfees nie? En nie net in Paasfees nie, maar vir elke
oomblik, vir elke Sondag van vandag af, vorentoe, tot ons weer die Paasfees herdenk, is dit nie ons ervaring wanneer ons kerk toe kom nie. Ons kom Sondag na Sondag kerk toe. Ons kom na hierdie gebou toe en die soeke na Jesus, asof die kerk, hierdie gebou, nog Jesus se graf is. En ek sê opsetlik 'n Jesus, want elke keer wat ons kerk toe kom, moet ons onsself afvra, wie soek ons? Soek ons, soos die disippels en die vroue, daardie opstandingsoggend, na Jesus wie se liggaam nog in lappe toegedraai is, en wat in 'n graf lê? Of soek ons na Jesus wat uit die dood opgewek is, en uit die graf gestap het, opgestaan het? En geliefdes van die Here, hierdie is die woord wat hy op my hart gelê het vandag vir ons, is as ek en jy Jesus soek wat nog in 'n graf lê, Jesus wie se liggaam nog in lappe toegedraai is, dan soek ek en jy te vergeefs, en ek en jy soek boonop verkeerd na Jesus, want Jesus is nie hier nie. Sjoe, kerk is stil. Jesus is nie hier nie. Amen. Daarmee saam wil ek vir ons sê, solank as wat ons die verkeerde Jesus soek, en verkeerd na Jesus soek, sal ons en kan ons nooit sy roepstem na ons hoor nie, en sal ons en kan ons nooit Jesus in ons midde herken nie. Solank as wat ons die verkeerde Jesus soek, en verkeerd na Jesus soek, kan ons as 'n gemeente nie koinonia, dis die Griekse woord vir gemeenskap, ervaar nie. En sal kerk, Sondag na Sondag, met 'n leë graf en 'n pragtige gebou wees. Sondags na Sondag sal ons ook net 'n groep vreemde mense wees wat vergader vir nog net 'n religieuse oefening sonder enige betekenis, gestroop van die transformerende krag van 'n ontmoeting met die lewende Jesus en 'n lewendegewende verhouding met die drie-enige God. Dit is wat gebeur wanneer ons die verkeerde Jesus verkeerd soek. En daarmee saam, solank as wat ons die verkeerde Jesus verkeerd soek, sal selfs die nagmaal net brood wees en net druiwesap wees. Maar, hier is die goeie nuus. Hier is 'n oorweldigende maar. Die evangelie van ons Here Jesus Christus is dat wanneer ons onder andere in hierdie gebou instap, wanneer ons onder andere kerk toe kom, in die soeke na die lewende Jesus, wie uit die dood opgewek is, wie uit die graf uit opgestaan het, dan soek ons reg na die regte Jesus. En dit is wanneer ons sy roepstem hoor. Dit is wanneer ons koinonia, die gemeenskap van gelowiges ervaar. Dit is wanneer ons God se belofte uit Jeremia 29 vers 12 tot 13. Nie vers 11 nie. Luister hierna. Julle sal na my roep en bid, sê die Here, en ek sal na julle luister. As julle, luister nou mooi wat sê die profeet, as julle heelhartig na my soek. Met ander woorde, as julle reg na die regte Jesus soek, wat dan? Sal julle my vind. En dit is wanneer ons religie in geloof getransformeer word. En ons die gebroke, verwarde wêreld kan vertel met oortuiging, Jesus leef. Waarlik, hy het opgestaan. Maar ek sukkel nog steeds met 'n vraag.
Was Maria en die ander vroue dan verkeerd om voorbereide olie en kruie na Jesus se graf toe te bring? Dit is 'n interessante vraag. En ek gaan in tipies Suid-Afrikaans daarop antwoord. Ja, nee. Ja, want hulle kom met 'n verkeerde voorbereiding. Hulle kom om Jesus te soek, nie as lewende nie. Hulle kom om te soek as dooie. As iemand wat nog in die graf lê. So hulle soek verkeerd, maar die verkeerde Jesus. En tog is dit nie, hulle was nie verkeerd nie. Want ons kan hulle offer, hierdie bring van reukolie en kruie, verstaan as 'n gebaar van aanbidding. Hulle was voorberei om hulle Here, hulle leermeester te kom vereer. Maar alhoewel hulle bedoeling was om 'n dooie liggaam te kom vereer, spreek dit tog vir my van 'n gesindheid van aanbidding. Hulle bring vir hom 'n offerande van reukolie en kruie. En daar lui vir my 'n klokkie. Dit herinner my aan iets. Hulle was gereed om te kom aanbid. En so hoor ek die klokkie van Betanië lui. Klink dit vir julle bekend? Toe Maria 'n alabaster kruik van nardus oor Jesus se kop uitgooi en hom salf. En dan wonder ek, hoe anders sou hierdie storie nie gelees het nie. Hoe anders sou ons ervaring nie gewees het as as die Maria en die vroue Jesus as lewende daar gekry het daai oggend. As hulle tog hulle reukolie en tog hulle kruie vir hom gebring het, maar toe hy as lewende daar voor hulle staan en hulle hom weer salf en sê, Here. Jy sien, wanneer die regte Jesus reg gesoek word, dan kom bid ons in opregtheid en nederigheid. Wanneer ons die regte Jesus reg kom soek, as die opgestane, lewende Here, met voorbereide harte kom en ons aanbid hom in waarheid en in gees. So ons soek die regte Jesus reg, wanneer ons die opgestane, opgewekte Here Jesus Christus met opregte harte in daadwerklike gemeenskap van die gelowiges kom soek, sodat die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, in waarheid en in gees, nie net in hierdie plek, in hierdie gebou vanoggend, maar wanneer ons hier uitstap, dan word hy verheerlik. En sy koninkryk kom, en sy wil geskied. Soos dit in die hemel is, gebeur dit so ook op die aarde. En tog buier die vraag, wie soek julle? Amen. Kom ons bid saam. Vader wat in die hemel is, U het nie gewag dat ons perfek sou word, of dat ons perfek sou wees voordat U ons lief gehad het nie. U skrif herinner ons, terwyl ons nog U vyande was, terwyl ons nog sondaars was, het U ons lief gehad, en het die Here Jesus gekom en gesê, ek is die versoeningslam. Ek breek my liggaam, en ek vergiet my bloed, sodat my kinders weer in 'n nuwe en regte verhouding met God die Vader kan staan. En daarom, Here Jesus, kom ons en ons vra onsself vanoggend hierdie vraag af op 'n opstandingsoggend, wanneer ons onthou, die graf is leeg, U lewe, wie soek ons? Heilige Gees, kom en bemoedig ons, sodat ons die regte Jesus reg sal soek, en dat ons hom sal vind
in die heerlikheid as lewende opgestaane Here. U naam ter ere, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen.